woord met jou. En ek wil praat met jou oor die simbool. Kyk, die Here wil nie ontoeganklik of onverstaanbaar of onbekend wees vir die mens nie. Hy soek die mens op en die Here wil bemoeienis maak met ons in hierdie oggenduur. En ek wil jou aanmoedig, soek die teenwoordigheid van die Here soos nog nooit van tevore nie. Ek wil vir jou sê, in die teenwoordigheid van die Here is daar verandering, is daar redding, Here is daar blessings, is daar seën. Here staan vir ons, by ons vanoggend stil. By die huis kan jy nie ontvang nie, maar dit is iets anders om in die teenwoordigheid en die heerlikheid van die Here te kan wees. Here, hier is 'n wolk van heerlikheid vanoggend oor hierdie plek. Kan hier 'n wolkbreek kom van die heerlikheid van God en die Here by ons kan stil staan en ons bietjie kan ontvang. Ons dien 'n bonatuurlike God. Amen. Ek het 'n begeerte na die teenwoordigheid van die Here. Kry daai begeerte in jou hart en ek wil verwys vanoggend na hierdie wolk. Die Here wil nie onbekend bly teenoor die mens, die kroon van sy skepping nie. Hy soek ons op en hy wil 'n verhouding met ons hê. En die Bybel gebruik sekere simbole sodat ek en jy hom kan verstaan en daarom kom die woord, hy praat van die wolk, hy praat van die duif, hy praat van die olie, hy praat van die Jesus is die water van die lewe. Ons ken daai gedeelte, hy praat van die vuur. Dinsdag aand het ek gepraat oor die vuur wat in ons lewens wil inkom, maar ek staan vanoggend stil by die teenwoordigheid van die Here, kosbaar, die teenwoordigheid van God en dat ons die Here se aangesig sal soek by jou huis in stilte tyd, of dit nou by 'n diens is of dit nou donderdagoggend is. Ek kies die beste deel uit. Ek is soos 'n Maria, kan ek 'n amen kry? Kom ons gee die Here 'n offer vir hierdie woord. En dan lees ons beide in die Ou Testament en die Nuwe Testament van hierdie wolk. Ek wil vir jou sê, dit was nie 'n reënwolk waarna die woord verwys nie. Dit was 'n wolk van heerlikheid, die Shekinah, die heerlikheid waarna die woord verwys. En dis wat ons nodig het. Dis hierdie salwing van die Here wat in ons lewens moet inkom. En ek wil vir jou sê, Elsa, Jamie, ek sien julle het gedrink hierdie week van hierdie lewende waters. Dis die heerlikheid van God, dis die salwing wat ons lewens verander. Amen. En ons moet inkom by die teenwoordigheid van die Here. Sy bonatuurlike teenwoordigheid en sy heerlikheid word in die Bybel dikwels as met 'n wolk geopenbaar. En dan lees ons van hierdie wolkkolom in Eksodus 13, 21 en 22. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle nag en dag kon trek. Die wolkkolom het hulle bedags en die vuurkolom het hulle snags gelei. Vandag het ek en jy die Heilige Gees in ons lewens. Ons het die teenwoordigheid van God, maar Israel het dit nie gehad nie. Amen. Die Gees is uitgestort. Daar in Handelinge 2, en dit is wat ons hierdie week mee besig is. En Here neem besit met krag, met vuur, met heerlikheid en begin ons lei bietjie van oorwinning na oorwinning. Amen. Wie die leiding van God se Heilige Gees nodig. Ek het die leiding van die Heilige Gees soos nog nooit van tevore nodig in my lewe nie. Van beheer van my gedagtes, maar die Here ken die weg, hy moet voor my uittrek. Hy weet wat die beste van my stoor is. Hy is almagtig, hy is alomteenwoordig. Hy weet wat op my pad vorentoe vir my wag. En daarom sê ek, Here, my sterke hand vanoggend in U hand en U lei my, U vat my van krag tot krag. U vat my van oorwinning na oorwinning. Amen. Ja, kom ons begeer die teenwoordigheid van die Here in ons lewens. Dis die Heilige Gees wat binne in jou is. En wanneer ons inbeweeg, die Here loof en prys dat hier 'n heerlikheid sal wees wat sal kom in ons lewens sal verander. God was teenwoordig. Hy het die volk gelei. Ek wil vir jou sê, net so moet ons in die wil van die Here bly, onder hierdie wolk van heerlikheid. Ek wil daar bly en ek wil nie uit die wil van God uitkom nie. Uitgaan nie. Met die inwyding van die tempel van Salomo, weet ons die tempel is vervul en die woord sê, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis gevul. Ek kan die heerlikheid
teenwoordigheid van die Here so sterk wees, 'n kragveld van die Heilige Gees. Man, luister, as die Here dit vir 'n Salomo gedoen het, vir daai konings, doen dit ook vir ons. Amen. Dat ons die salwing in die heerlikheid kan ervaar, ons begeer dit, ons soek dit. Daar het hulle gesê dat die teenwoordigheid in die heerlikheid was ook soos 'n wolk. Ek verwys na hierdie wolk en dan by die verheerliking op die berg, Matteus 17:5. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk: "Dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae, luister na hom." Baie duidelik hoor hy die stem en die woord kom en die verheerliking op die berg. Ons weet Elia en Moses was daar. Gaan lees daai gedeelte in Matteus 17 vers 5. En dan lees ons ook van hierdie Shekinah wolk van God se teenwoordigheid was ter sprake by die hemelvaart van Jesus, van die woord kom en sê. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En ons weet, dan kom die belofte, net soos wat julle Jesus sien opvaar het, so gaan hy verseker terugkom. En waar gaan hy terugkom? Op die Olyfberg, want die woord sê daarvan opgevaar en hy gaan terugkom in Israel op die Olyfberg. Glo julle God se woord? Verseker, ons kyk met 'n verwagting uit na die koms van die Here. Wie's opgewonde oor die wederkoms? Verseker, in die wederkoms weer die wolk, want die woord kom en sê in Matteus 24:30, en dan sal die teken van die Seun van die mense in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die Seun van God sien, kom op wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Die Here gaan op 'n wolk kom, met groot krag en heerlikheid. Dis wat die woord sê. Nou gaan hy verder, die bassein gaan blaas, en die wat in Christus gesterf het, gaan eers opstaan. 1 Tessalonisense 4:17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en ons sal vir altyd by die Here wees. Wat 'n wonderlike dag in ons lewens, los van die verdrukking van die vervolging hier op aarde, van die werk van die vyand, en ek en jy gaan eendag vir altyd by Jesus wees. Ek wil vir jou sê, jy's gemaak deur Jesus, jy's sy skepsel, jy's die kroon van sy skepping, en jy's gemaak om hom te loof en te prys en te aanbid. Jy's gemaak om eendag vir altyd by Jesus te wees. Amen. Die woord sê, ons gaan aan hom gelyk wees. 1 Johannes 3:2, wat 'n wonderlike belofte. En vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Jy gaan in 'n oogwink, in 'n oomblik gaan jy verander word, en jy gaan 'n bonatuurlike verheerlikte liggaam ontvang. En daarom sit ons hier donderdagoggend, ons sit by die voete van Jesus. Ek het net een doel voor oë, ek maak gereed. Ek maak gereed om my koning te ontmoet eendag. Amen. Sissies, kom ons sluit net die oë. Here, wat 'n wonderlike oggend om so 'n woord te kan deel. Die teenwoordigheid van die Here. Ek bid vir elke sissie wat vanoggend in hierdie plek is, om werklik die Here te begin soek soos nog nooit tevore nie. Here, hoe kosbaar is die teenwoordigheid van die Here. Dis hier waar hy ons lewens verander. Dis hier, Here, waar kettinge en bande oor ons lewens gebreek kan word. En ek wil die Here loof. Ek wil die Here prys vir sy guns